Weereens baie goeie môre aan almal van u. Daar is so 'n klompie afkondigings. Ek gaan nie almal van hulle lees nie. Onthou die gemeente Bybelstudie het weer begin. Afgelope maandag was ons eerste een vir die kwartaal, so met Augustus begin. En is die Here ons paar môre aand Bybelstudie 6uur. En dan gaan al die gewone weekaktiwiteite gaan normaal voort op al die plekke. Dan ons het kerkraadslede verkies, hulle word bevestig die 1 September, as ouderlinge Liep de Pre en Neil Voges, en is die Jakens Hardes Geldenhuis, De Wet Lategan en Gerrit Nel. Wijksbijeenkomst vanaand, wijk 22, onthou is dit u wijk is, dit is 'n heerlike geleentheid, ons kom so 5:45, 10:45 hier by die Lapa by mekaar, of is die kerkraadslid by u in die wijkreël, dan kom ons daar by mekaar en net so uur, 7uur, gaan u weer huis toe. Net oor vanaand se geleentheid is dit hier by die kerk. Lyk so. Goed. Onthou die golfdag van eerskomende Saterdag, R400 per speler en ons skryf spanne van 2 in. En maak nog so, as u nog nie ingeskrywe het nie, vir jou 'n speelpartner by mekaar. En daar is 'n klomp van ons wat net op die kerk se golfdag golf speel, so moenie te veel bekommerd wees as jy baie oefen die dag. Ons braai die volgende naweek is oor 2 naweke, bietjie minder as 14 dae, en dit is R100 per ete, die skaap is uitverkoop. Die spitbraai van die skaap etes is uitverkoop. Daar is nog so, as ek reg onthou, 150 etes oor vir die osbraai. So u moet met Annelien gesels na die diens, of as jy haar skakel op die nommer wat jy het, of op die kaartjies, op die advertensie, ons moet hom dalk so bietjie op ons WhatsApp status sit. Ek sal dit probeer doen vandag, en dan kan u dit ook doen. Dan adverteer ons so bietjie, ons het nog so nog 'n klompie kaartjies oor. Kort jy nog slaai en nagereg? Annelien sê sy kort nog mense wat vir ons kan aardappelslaai en nagereg maak, en ons doen dit in veelvoude van 10. As jy net 10 aardappelslaai of 10 gebakte pudding, ek dink sê Jan Ellis pudding maak, dan is dit goed. Net 10 bakkies is al wat ons vra. Ons gee vir u reeds ook die bakkies en die skep hulle net mooi vol, en net 10 of 20 in veelvoude van 10. As jy 100 wil doen, sal ons nooit nee dankie sê nie. Jy is baie welkom. Gesels ook met Annelien daaroor. Ons het so 'n klein bietjie amper vergeet om betyds vir u te begin sê van ons jeugkamp, of die laerskoolkamp, of die verbondsonderrigkamp, of die sondagskoolkamp, hoe jy dit ook al wil noem. Dit is van graad 1 tot 7. En ons het dit hierdie jaar geskuif na die naweek net na die Oktobervakansie, omdat in die begin van die jaar is daar net heeltemal te veel aan die gang. Die skole verander datums en sportgeleenthede, en ons kinders moet op laaste nippertjies kanselleer. Nou die eerste naweek na die Oktobervakansie is daar geen aktiwiteite meer nie, veral nie by die laerskool nie. So ons wil hê dat u dit asseblief moet ernstig oorweeg om die kinders te stuur. Dit is gratis en verniet. Ons benodig getalle dringend en grootte dringend, en ek sal dit volgende Sondag weer sê, maar as jou kind nie, as hy inskryf en nie bywoon nie, dan gaan ons laat hy betaal vir die temp. Dit is maar net mense wat ons laat tempies druk. Die kerk doen dit graag, maar as hulle op die einde net sommer kanselleer, dan gaan ons so 'n paar rand terugvra van u, asseblief. Maar verder, gratis en verniet. Dit is die naweek van die 4de tot die 6de Oktober. Goed, die res sal ons by 'n volgende geleentheid bietjie meer stil staan. Lief en leed, ons siekes. Ons dink steeds aan Joni Herselman met haar behandeling vir kanker. Rousseau Engels, van die wat verlam is na die ongeluk. Oom Willie Serfontein se so operasie het baie goed gegaan. Hy sterk steeds aan, sê vir oom Willie groete asseblief. Oom Chris Lou sê, hulle is net bietjie stadig met die toetse, maar dit gaan goed met hom. Kickstart hulle oom Chris. Martha Oosthuizen was in die hospitaal in die week. Sy is by die huis. Johan, ek moet jou gou raak sien. Sy is by die huis. Groete vir Martha, ek glo sy kyk op die internet. Piet Jacobs het gou daar in die hospitaal 'n draai gaan maak. Hy sterk aan by die huis.
John Matthewson, 'n rugoperasie in Pretoria gehad, en dan vra ons ook vir die voorbidding. Hanja van Skalkwyk se moeder is maandag oorlede. Hanja, baie sterkte vir jou, ons dink aan jou. En dan van ons verder lidmate, mense wat daar van Pretoria af by ons inskakel, en Charlton Tannie Marie is ook is siek in die hospitaal, Annemarie se suster, sy is baie swak, en ons dink ook aan julle, sterkte. Ek weet Charles skakel ook altyd in, voorspoed vir u. Dan is daar 'n versoek van die diakens dat ons nie die dankoffer in die banke gaan opneem nie, maar wel by die deure vanmôre. So ons gaan net nou as die diens verby is, gaan ons dadelik oor na die slotsang toe en ons neem die dankoffer by die deure op, asseblief. En my finalejaarskas, onthou julle het 'n heerlike toetsie om vanmôre te skryf. Ek gaan vir julle kyk, julle mag nie leer in kerktyd nie. Daai punte word afgetrek. Party mense dink mos as jy bo op die handboek slaap, dan gaan daai wiskunde in jou kop inspring. Dit werk gewoonlik nie so nie. Here, onse Here, hoe groot en hoe wonderbaar is u naam op die ganse aarde. Gemeente, genade en barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n loflied. Lied 488 in die liedboek. Helder skyn u lig vir die nasies. Vers 1, 2 en 4 het ek by my. 1, 2 en 4. Kom ons sing dit staande. Ons skriflesing is vanmôre in Micha 7. Nou Micha kry u net so 'n klein stukkie voor die Nuwe Testament as u van Matteus af terugblaai na Genesis toe. In omgekeerde orde gaan u vir Maleagi, Sagaria, Haggai, Sefanja en dan vir Micha kry. Kort boeke, die klein profete, die 12 briewe van die, noem ons die klein profete, omdat dit korter briewe is, die groot profete, Jesaja en Jeremia, die langer briewe, of die langer boeke in die Bybel, van die profetiese boeke, en hier het ons dan nou Micha, een van die klein profete, ons gaan lees in Micha 7.
Is daar gereël vir die kinders? Goed. Kom ons bid saam voordat ons lees. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie vir elkeen wat vanmôre met vreugde opgestaan het om na u huis te kom, o Here. En ons dink aan al die psalms wat vertel van hoe lieflik is u wonings, Heer, der leerskare. Dat selfs 'n mossietjie hier by die huis, by die kerk 'n huis vind, iewerste 'n nesie maak, swaalkie. Dat eendag in die huis van die Here is beter as 1000 daar buite. En ons weet dat hy altyd oral is, maar Here op 'n besondere manier op 'n Sondag hier in die erediens, wat u met ons 'n afspraak het, waar u ons by mekaar bring en roep, waar u ons seën met u liefde en die genade en die vergifnis en die teenwoordigheid, maar ook met medegelowiges, dat ons vir mekaar krag sal gee, vir mekaar sal troos, mekaar sal moed en praat, Here, net die warmte van ons geloof met mekaar sal deel. Dankie dat ons hoop en ons verwagting van u is, van u alleen wat die hemel en die aarde en alles gemaak het. Ons bring vanmôre aan u lof en eer en aanbidding, terwyl ons ook by u kom pleit vir elkeen wat siek is en vir elkeen wat nie lekker voel nie, vir elkeen wat ongesteld is in die liggaam of in die gees of in die hart. Ek bid vir almal wat hartseer is, bekommerd is, en ons weet nie altyd alles van mekaar nie, maar u weet dit alles. Here, dat ek vanmôre kan bid vir elkeen wat hier is, vir elkeen wat vanmôre met 'n verwagting na hierdie diens toe gekom het om te kom sê, Here, praat met my, u woord vanoggend vir my. Dankie dat ons kan bid vir die kindertjies wat nou uitgaan en dat u ook vir hulle sal seën met die woord wat daar vir hulle gegee word, dat hulle sal hoor, sal leer van u en ook sal groei in die geloof. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Kindertjies kan nou uitgaan, al die kinders so van ouderdom primêr, 5 jaar oud, graad RR, tot so by graad 1 of 2. Dis nie die normale kinderkerk nie, met die lang naweek. Kimberley is leeg hierdie naweek. Ek weet nie watter dorpe is vol nie, maar Kimberley lyk my is leeg hierdie naweek. Goed, in Micha 7. Nou ek wil vanmôre so klein bietjie die orde heel gewoonlik lees ek eers en dan begin ek met die preek. Maar ek wil vanmôre inleidend eers met u so bietjie gesels, vir u so bietjie iets anders vertel. En dan moet u hoor die toepassing in die Bybelgedeelte. So kan ek begin om te vra, wie weet hoe diep is die diepste gedeelte van die see wat hulle gemeet het, waarvan hulle weet? Ek weet nie waar nog 'n dieper gat is wat hulle nog nie van geweet het nie, maar die diepste gedeelte van die see, is daar iemand wat weet hoe diep is dit? Baie diep, hoor ek, ja. En dieper is jou swembad, ja. Wil iemand raai, hoe diep is die diepste van die see? 11 kilometer. 11 kilometer. 10.900, as ek reg onthou, 85 meter. 35. 10.935 meter. Amper 11 kilometer. 65 meter kort van 11 kilometer. Dis nogals diep, né? As jy wil bietjie gaan Google, as jy nou van hierdie goed hou, of as dit vir jou interessant is, dis in die Mariana Trench, dis die area waar hierdie diepste gedeelte is, en daardie sloot, of daardie gedeelte wat dan nou die diepste in die omgewing is, word die Challenger Deep genoem. Amper 11 kilometer diep. Dit lyk my daar is baie ons wat bietjie weet van die aardrykskunde. Hoe hoog is die hoogste berg?
En ek weet daar is nou tegniese goed, party ouens sê daar is ander berge wat hoër is, want hulle meet hulle van onder die see, die bodem van die, op aarde, dit wat ons kan sien, nie van die middel van die aardse kors af nie. Wat is die hoogste berg bo seevlak? Ja, Mount Everest. Hoe hoog? 8.849. 8.849. Dis nou bo seespieël, né? So dis nou bietjie partykeer verwarrend want hy staan daar nie op die dis nie van die see af op 8 km nie. Die landskap gaan al 'n bietjie op en dan teen die berg. So ek weet daar's ouens wat tegnies daaroor stry oor wat is die hoogste en die verste. Maar vir ons, die hoogste piek bo seespieël, Mount Everest se piek wat 8.850. So die diepste deel van die see is, nou moet ek mooi sê, 2,5 kilometer dieper as wat die hoogste berg hoog is. Dis die diepste gat daar binne in die see. Hulle sê dis pikdonker, lig kom nie daar uit nie. Pikdonker. Daar is lewe, maar dis eensellige organismes, so daar's nie regtig visse en sulke goede nie. En die druk, die atmosferiese druk, as ons nou net wil min of meer weet, is ongeveer 1000 maal meer as wat jy by seevlak het. Nou, die kinders sal nou weet, as jy nou koeldrank drink of water drink en jy ry af see toe, as jy daar onder by die see kom, dan is jou plastiese botteltjie so in mekaar gedruk. Want die druk daar by die see is bietjie meer as wat dit bo, sê maar by ons in Kimberley is. So daar's bietjie meer, die druk is meer. Nou daar in hierdie Mariana Trench, hier in hierdie diepste gedeelte, is dit 1000 keer meer as wanneer jy op die strand staan by Hartenbos. Die druk wat op jou is. So rukkie terug was daar ons nou hierdie tuig wat onder die water ingegaan het, en hulle praat van inploffing, nie kaboom, ontploffing nie. Daar was 'n fout op hom en hy het ingeplof. Die druk daar onder die see is soveel dat dit hom induik. So wat gaan met jou liggaam gebeur as jy skielik 1000 keer meer druk op jou het as wat jy nou het? Al die lug gaan uit jou uitgeforseer word en onder die see gaan water binne in jou ingeforseer word. So jy gaan ook tipe van ontplof, eintlik inplof, jou liggaam gaan dit nie kan hou nie, gaan maar net uitmekaar uitskeer. En sommer 'n klompie bietjie adreskunde, interessantheid oor die diepste deel van die see. Daar word beweer dat daar nog net 2 ouens afgegaan het daar in die Mariana Trench, 1960. Nou weet ek nie hoe het hulle sulke grand goed gebou dat hulle soontoe kan gaan en vandag se ouens inplof 'n bietjie nader in die oppervlak nie, maar dis nou vir die wetenskaplikes om daaroor te wonder en te debatteer. Maar so, ek gaan dit nou hoor en dis nou waarby ons wil uitkom vanmôre. As jy op die see vaar en jy vaar oor daardie gedeelte van die see wat 11 km diep is en jy leun daar oor boord en jou diamantring of jou trouring val oor boord en daar gaan hy tot daar in die Mariana Trench, daar in hierdie diepste sloot en daar lê hy. Dan kan ek jou met redelike sekerheid sê, jy gaan hom nooit weer kry nie. Want niemand kan hom gaan haal nie. Niemand kan daar ingaan om hom vir jou te gaan haal nie. Hy's weg vir altyd. Nou kan jy dalk wonder, nou hoe kom die dominee nou hierby uit met hierdie teks van vanmôre? Nou gaan ek vir u saam met u lees. So die eerste gedeelte hier van Micha 7 af, wil ek vir u probeer sê, ek probeer sê, ek gaan nou lees en ons gaan dit lees oor hoe stikkend die wêreld in Micha se tyd was, hoe sondig en verdwaald en deurmekaar en hoeveel verkeerde goede daar gebeur. Ek het vir myself 'n kantaantekening geskryf en gesê, is dit nie Suid-Afrika nie? Is hy dalk nie besig om Israel hier te teken? Is dit nie dalk Suid-Afrika nie? Maar goed, dis nou meer as 2500 jaar terug is dit al geskrywe. Maar so hoor 'n bietjie hoe lyk hierdie stikkende verdorwe aarde en dan gaan ons kom by vers 18 met die oplossing waaroor ek meer vanoggend met u oor wil gesels. So, Micha 7 vers 1. Elende wag vir my. Ek het geword soos 'n land wat afgeoes is, soos die natrossies in die wingerd. Daar is niks om te eet nie. En ek wou graag voorvye gehad het. Daar is nie meer 'n gelowige in die land nie. Onder die mense kry jy nie 'n opregte nie.
Almal stel strikke om moord te pleeg. Hulle maak met vangnette jag op hulle broers. Al wat die regeerder vra is dat hulle goed moet sondig. Al wat die regeerder vra is dat hulle goed moet sondig. Die regter vra omkoopgeld, die vername praat net oor wat hy begeer. Hulle verdraai alles. Die beste onder hulle is soos 'n gifplant, die opregte erger is 'n doringheining. Die dag van jou straf kom, wees op die uitkyk daarvoor. Hulle sal binnekort in verwarring raak. Moenie 'n maat vertrou nie. Moenie op 'n vriend staat maak nie. Pas op wat jy sê vir die vrou langs wie jy lê. Die seun beledig sy pa, die dogter kom in opstand teen haar ma. Die skoondogter teen haar skoonma. 'n Man se huismense het sy vyande geword. Maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir die Here wat my red. My God sal my gebed verhoor. Moet jou nie oor my verlekker nie, my vyand. Al het ek tot 'n val gekom, ek sal weer opstaan. Al sit ek in die donker, die Here is my lig. En dan in vers 18. Wie is 'n God soos u? U vergewe sonde. U straf nie die sonde van die wat uit u volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie. U betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon. Hy sal ons sonde tot niet maak. U sal al hulle sondes in die diep see gooi. U sal getrou wees teenoor Jakob, liefde betoon aan Abraham, soos u in die voortyd aan ons voorvaders met 'n eed beloof het. Ek glo dat u die versie gehoor het, maar kom ons lees eers vers 7. Die teksverse is dan vers 7, 18 en 19. Vers 7. Maar ek sal vertrou op die Here, ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. Vers 18. Wie is 'n God soos u? U vergewe sonde. U straf nie die sonde van die wat uit die volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie. U betoon liefde. U sal ons weer genade betoon. Hy sal ons sonde tot niet maak. U sal al hulle sondes in die diep see gooi. Kan ons vanmôre lees, in die diepste gedeelte van die see gooi. Micha 7 is die einde van hierdie kort profesie wat die Here met sy volk praat wat afgedwaal het, wat in sonde geval het en deur hierdie profeet vir hulle probeer terugroep om weer by die Here en sy weg en sy wil en sy pad en sy beginsels uit te kom. Die mense is onwillig. En wanneer Micha skryf, dan sê hy, as ek so rondom my kyk, dan wonder ek of daar nog 'n gelowige oor is. Ek het al met van ons lidmate gesels en dan sê hulle vir my, ek dink ek is die enigste gelowige by my werk. Of dit voel dikwels vir my asof ek die enigste gelowige is in my familie. Of ek is in 'n sportspan en dit voel vir my asof ek die enigste gelowige is in hierdie omgewing. Ek het hierdie week met een van ons jong mense so 'n bietjie 'n lekker lang gesprek kuier gehad en sy vertel vir my dat sy partykeer so 'n bietjie in 'n stryd met haarself is want sy hou van wat sy doen, maar dikwels is sy ongelukkig daar waar sy is, daar waar sy dit doen. En dan hierdie worsteling om te sê, hoe kan ek aan die een kant hou van wat ek doen en aan die ander kant is ek ongelukkig daar waar ek is. En toe ons lekker gesels en baie gesels en praat oor hierdie goed, wat veroorsaak hierdie stryd, hierdie konflik in jou? Toe kom dit uit, maar ek hou regtig van wat ek doen. Dit wat ek doen is vir my lekker. Maar ek huil gedurig want die omgewing, die mense tussen wie ek is, die plek waar ek is, dis nie vir my lekker nie. Dit krap my om, ek voel partykeer eensaam. Ek is alleen.
En met nog 'n bietjie gesels en nog 'n bietjie gesels, dan gaan dit daaroor dat ek wil net die Here dien. Ek wil goed doen wat reg is. Ek wil nie saam met hierdie vloedgolf van ongelowigheid en goddeloosheid gaan wat hier rondom my is nie. So hou ek van wat ek doen? Ja, is ek gelukkig? Ek is. Maar daar's goed wat my ongelukkig maak. Die mense wat nie naby die Here lewe nie. Die plek waar ek is. En dit lyk vir my, dit is wat Micha hier skryf. Hy vertel, hy sê, vers 2, daar's nie meer 'n gelowige in die land hoor nie. Onder die mense kry jy nie 'n opregte nie. Almal stel strikke vir mekaar. Nou ja, dis nou, hy gebruik die beeld van 'n sê maar 'n kleinveeboer wat strikke stel vir 'n jakkals of 'n leeu of 'n rooi kat wat sy diere kom vang. So jy wil hierdie dier vang wat maar dis die woord wat gebruik word. Maar nou sê hy mense gebruik nie die strikke om die ongediertes te vang nie. Hulle gebruik strikke om mekaar te vang. Mense wil mekaar in die lokval lei. Mense wil mekaar tot niet maak. Dis die mense tussen ons. Bietjie later, moenie 'n maat vertrou nie. Jy moet amper bekommerd wees dat jy nie op jou vriende kan staat maak nie. Sê selfs moet jy pas op wat jy vir jou vrou sê. Sien selfs tot binne in die huis. Hy het hierdie konsentriese sirkels wil ek amper sê wat hy ver begin om te sê in die land. Is daar nie meer mense wat die Here dien nie. En dan trek hy die kring nouer en hy kom nouer en dan sê hy selfs die regerders moedig kwaad aan. Al wat die regering wil hê is dat jy moet goed kwaad doen, dat jy moet baie kwaad doen. Jy moet sommer sleg lewe. Dis amper as vir mense wil sê maar die goeie word nie geprys nie, die slegte word aangemoedig. Ons sê gedurig die goeie ouens sluit hulle self binne in die huis toe en die kwaaddoeners loop daar buite rond. Dis die omgewing. Dan trek hy die net nog nouer en sê hy, wie is jou vriende? Jy kan nie meer op 'n vriend, op 'n maat vertrou nie. En dan kom dit tot selfs binne in die huis, binne in die huweliksmaats wat nie meer opreg lewe en die Here dien nie. Wat 'n stikkende wêreld. En voorware plek wat opregte gelowiges kan begin eensaam voel. Wat jy rondom jou kan kyk en sê, maar ek sien nie nog mense rond wat die Here dien nie. Maar kyk maar mooi, ons is nog nie. Ek glo ons is nog nie daar waar Micha 7 geskryf het nie. As ons rondom ons kyk, dan sien ons 'n kerk. En ons het nog meer gelowiges wat die Here dien. En die antwoord vir my en vir jou is in vers 7 dat ons nie so stikkend gemaak moet word en so verward en uitmekaar gejaag moet word deur die stikkende wêreld rondom ons nie, maar dat ons moet op die Here vertrou. Jy sien, en partykeer kan ons so fokus op die stikkendheid dat ons totaal moet verloor. En ek glo die Here wil hê ons moet moed hê, en ons moet krag hê, en ons moet lewe, en ons moet voluit lewe, en ons moet die Here dien, en ons moet geleenthede aangryp, en ons moet planne gaan nie almal werk nie, maar ons moet aanhou planne maak. Ons moet nie iewers te gaan sit en moed opgee en boedel oorgee en sê ag, alles is tot niet, niks gaan help nie. Voorwaar gaan ek vanmôre ook vir u sê, my hoop is nie op een van die politieke partye nie, want dit lyk my hulle verander ook hulle standpunt partykeer soos die wind waai. Kan die Here politieke partye gebruik? Beslis. Maar dis nie waar my hoop lê nie. As hierdie gedeelte sê wees versigtig of jou vriende te vertrou, dan moet jy versigtig wees om jou hoop op 'n politieke party of 'n politieke bestel of op 'n aardse plan te sit. My en jou hoop is nie op ons beleggings en op ons besigheidsplan en op ons finansies en ons spaarrekening en ons mediese fonds en ons slim dokter en ons goeie of slegte hospitaal nie, maar hier is die antwoord. Maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag op die God wat my red, die God wat my gebed verhoor. Dis my hoop, dis jou hoop, dit moet jou hoop wees. Dit moet jy optel en jou moed gee en jou krag gee om te sê, ten spyte van en te midde van al hierdie ou stikkendheid rondom my, dit moet nie my fokus wees nie. Ek moet nie die hele tyd kyk na wat sleg is rondom jou nie. Jy moet bewus wees daarvan. Dit moet jou help om berekende risiko's te vat. Dit moet jou help om jou planne te maak. Dit moet jou help om jou strategie uit te werk. Jy moet weet wat rondom jou gebeur. Jou oë moet oop wees. Jy moet nie met jou kop onder die grond lewe soos 'n volstruis nie. Fokus op die Here. Maar tog oop oë om die wêreld en die realiteit te sien. Jy moet weet die wêreld is stikkend. Maar jy moet nie heeltyd so daarna kyk dat jy begin self moet verloor nie. Nee, ek vertrou op die Here.
Maar jy moet ook weet dat wanneer God na my en jou kyk, dan is ons deel van hierdie stikkende wêreld. So 2 Sondae terug het ek met u gesels oor hierdie hele ding van die bagasie. En ek het 'n klompie navrae gehad te mense wat vir my gevra het oor hierdie bagasie wat jou afhou. Ons het toegepraat meer oor sonde en sonde wat jou terughou en sonde wat die bagasie is wat maak dat jy stadiger word. Jy onthou die beeld gebruik, Olimpiese swemmer wat daar op die wegspringblok staan met so 10 kg klip om hulle middel vasgebind. Wat gaan met hulle word? Onthou jy, hy gaan jou stadig maak, hy gaan jou moeg maak en uiteindelik gaan hy jou onder die water intrek. Hy gaan jou wil verdrink. Hy gaan jou afvat daar onder die diepste deel van die see in. Sonde. En toe het ek bietjie vrae gehad van mense wat my gesê het, maar wat van my sonde? Sonde bedoelende die geraamte in die kas. Dominee, ek kom nie weg van my verlede af nie. Daar's dinge in my verlede wat ek gedoen het. Goed waarby ek betrokke was, wat my nog steeds terughou. Ek weet die Here het my lief en ek weet die Here vergewe my en as ek so na Micha 7 kyk, dan is dit eintlik 'n tekening van my lewe, wie ek was. En ek en jy moet vanmôre hoor, as ons baie eerlik is met mekaar en ons lees Romeine 3, dan sê Romeine 3, ons is almal sondaars. Ons is almal net so eintlik inherent sleg soos die ander een. Romeine 3 sê ons almal se kele is 'n oop graf. Ons spreek dood en ons praat dood en ons beledig mekaar, ons vloek mekaar, ons skel mekaar, ons begeer en ons dis wie ons is. So realiteit is Micha 7 is ook 'n tekening eintlik maar van die stikkende verlore sondaar mens wat ook binne in my is. En nou hierdie vraag, maar hierdie goed hou my terug. Dis wie ek was en die Here het my gered en ek glo in God en ek is lief vir die Here, maar partykeer voel dit vir my verlede hou my nog terug. Dinge wat ek gedoen het of wat ek gesê het. Ek het elke verhouding met my pa of my ma gehad wat ek nie reggemaak het nie. En ek kan nie wegkom nie. Dit hou my terug. Ek voel skuldig daaroor. Of ek in my vernoot het nie reg gelewe nie, of ek het my vernoot ingedoen, of my vernoot het my ingedoen, en ek het tot bekering gekom en hy het nie, of hy het tot bekering gekom voor my, iemand vir wie ek verskoning moes vra en ek het nie, hierdie emosionele goed van die verlede. Partykeer vergeet ons die ligte goed, maar daar waar verhoudinge betrokke was, dit hou my terug, maak die lewe vir my swaar, dit laat my sink. Wat sê die Bybel daaroor? Micha 7 se einde kom gee die ontknoping of die oplossing. Sien, as jy jou sonde voor die Here bely, dan sê die Bybel vir jou, die Here vergewe jou. Die teks wat ek die beste ken is 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, God is getrou en regverdig, om ons al daardie sondes te vergewe, en dan gaan God nog verder, en ons van al ons ongeregtigheid te reinig. Ek gaan nou sê onmoontlik, en ek dink is onmoontlik, maar iemand anders sal vir my sê hulle onthou al hulle sondes, maar ek wil waag om te sê dis onmoontlik om al jou sondes te ken en al jou sondes te onthou, want partykeer maak ons droog en ons weet dit nie eers nie. Partykeer doen ek iets wat ek nie moet doen, ek het nie geweet dit is verkeerd nie, maar goed, so nou sal iemand sê, maar sê nou maar, ek het 'n sonde gedoen en ek het daardie sonde nie vir die Here gesê, Here, ek is jammer nie. Sê nou maar ek was iewers ongeduldig en toe sê ek nie ek is jammer nie en toe vergeet ek was ongeduldig en eendag staan ek daar voor die troon van die Here en die Here vergewe net die sondes wat ek bely het. Wat nou? Wat gebeur met my? Jy hoor nou weer 1 Johannes 1 vers 9. Hoor baie mooi. Hy sê as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons daardie sondes te vergewe en nie maar nie en ons van al ons ongeregtighede te reinig. So, as daar 'n maar was, sou ons gesê het, die Here is so lief vir jou, hy vergewe jou al jou sondes, maar die wat jy nie bely het nie, daarvoor moet jy nog gestraf word. Kan ek maar die Engels gebruik en sê, dantos geworry. Nou sê die Bybel iets heel anders, hy sê, as ons sondes bely, die Here vergewe ons die sondes wat ons bely, en hy reinig ons, hy was my in totaliteit, van binne af en buite af, en
my hart, my verstand, my gedagtes, my verlede, al die kaste in my lewe was hy, reinig hy, ontsmet hy met sy eie liefde, sy genade, sy bloed, sy vergifnis, sodat ek nuut vir hom kan lewe. Die Here maak my skoon. Totaliteit. Om jou al die sondes wat jy bely te vergewe en jou te reinig van jou ongeregtigheid. Dis God se werk. En wat doen hy met daardie sondes? Micha 7 sê, hy vat jou sondes en hy gooi dit in die diepste gedeelte van die see. En die beeldspraak daarvan, en toe Micha dit geskryf het hulle nog nie geweet hoe diep is die see nie. Hulle kom maar so eentjie met die bootjie ingaan, dalk was party van hulle net op die meer van Galilea. Hulle was daar wat hulle by die groot see genoem het, na die oseaanse kant toe. Maar hulle het nie geweet hoe diep is die see. Hulle kom maar met 'n diep lood kyk, soos 'n lood wat die ouens wat visvang wat jy aan 'n tou vasmaak en dan kon hulle dit sak om te kyk hoe diep is dit voor die boot op die strand kom, is dit 30 meter of 20. Hulle kon nie 8000 of 9000 of 11000 meter meet, dis onmoontlik. In hulle tyd onmoontlik. Maar nou kom die Here, en ekskuus, baie van die gaan wonder hoe bepaal dit nou, dis nou met klankgolwe, hulle ping 'n klankgolf en dan ping hy terug en dan kyk hulle hoe hy weer kaats en dis hulle verskillende maniere hoe hulle diepte meet, maar die Here sê hier, al in Micha, in die Ou Testament, kom sê die Here vir die gelowige wat hierna luister, wat maar net met jou bondeltjie na die Here toe kom sê hy, ek vergewe jou sonde en ek vat dit en ek gooi dit in die diepste gedeelte van die see. Net so min is wat iemand jou diamantring gaan uithaal, as hy daar inval, net so min kan iemand jou sonde gaan uithaal en dit weer voor God sit. En jy moet dit ook nie doen nie. Sien, ons mense is baie keer so, ons gaan gee ons sonde vir die Here, ons bely dit vir hom, sê Here, ek is jammer. En môre, dan voel ek weer skuldig daaroor. As jy dit weer doen, natuurlik moet jy dan weer skuldig voel daaroor, maar die sonde wat jy gedoen het en wat jy voor die Here bely, as jy vir hom sê, Here, ek is jammer, en jy gee jou sonde vir hom, dan sê God, ek het dit vergewe. Jy het nie die reg om dit weer te gaan probeer uitgrawe nie. As jy nou saam met my in prentjies dink, ek sien op hierdie top van die see, hier op die oppervlak van hierdie oseaan, en daaronder is nou hierdie Mariana Trench, hierdie diepste gedeelte van die see, daai area. En nou sien ek 'n klomp mense wat met scuba duiktoerusting probeer hulle afgaan na die 11 kilometer toe. Jy het nou hier 'n snorkel op en 'n bril en dan van lekker diep asem, jongen, dan duik jy af en jy probeer by 11000 meter onder uitkom om hy diamantring te gaan soek en dan kan jy dan kom jy op boontoe en dan skop jy, dan kom jy bo, dan kry jy net genoeg asem en dan sê jy, ek gaan nog 'n keer probeer en dan is jy weer hier af op pad om 11000 meter af te gaan om jou ring te gaan haal. Iemand gaan vir jou sê, "Jy's mal. Jy kan nie daar uitkom nie." Maar jou aan en aan, hoor jy? Die Here sê vir jou wat opregte gelowige kind van God is, wat in Jesus Christus verlossing kry en vergifnis van jou sonde kry. Die Here kom sê vanmôre vir jou in Micha 7, jou sondes wat jy voor die Here bely het God gevat en hy het dit so ver van jou afgevat, simbolies sê dit, soos op die diepste gedeelte van die see, het hy jou sonde daar gaan weggooi. Niemand mag jou daaraan herinner nie. Jy moet nie soos 'n ou met 'n snorkel en 'n bril probeer om die hele tyd weer daai sonde te gaan uithaal en weer vir die Here te sê jy is jammer nie. Want hy gaan vir jou sê, "Waarvan praat jy?" En God is almagtig en God is alwetend en ons weet God kan nie vergeet nie en tog sê hy, as jy jou sonde bely, dan vergewe ek dit. En God sê hy kies om dit te vergeet. As jy weer sonde gaan uithaal wat jy gister en eergister bely het, gaan die Here vir jou sê, my kind, waarmee hou jy jou besig? Jy maak jou moeg met goed wat verby is. Ek sê altyd vir die mense, ek dink maandag by die Bybelstudie het ek gesê, as jy kan dieselfde ding wat jy bid, kan jy vir die Here oor en oor vra. Dis teken van jou afhanklikheid. Jy kan elke dag vir jou kinders bid. Jy kan elke dag vir jou ouers bid. As jy 'n siekte toestand is, mag jy 10 keer op 'n dag vir die Here sê, Here, help my krag is min. As dit begin in die reenseisoen en gaan, kan ons vir die Here elke dag vra, môre en aand vir die Here sê, Here, ons is afhanklik van U. Ek wil nie hoor wat sê die weervoorspellers nie, my fokus op U, reën kom van bo af.
kom van U af. Ek glo in U, ek vertrou vir U. Jy jou kinders deur die skooljare bid en hulle verantwoordelikheid en dat hulle tot insig moet kom en verantwoordelikheid moet vat vir hulle lewens. Bid dit elke dag. Jy kan dieselfde dinge oor en oor vir die Here vra, want dit is teken van jou afhanklikheid. Dat jy sê ek kan nie, maar die Here kan. Ek vra net elke keer, Here, as ek hieroor dink, dan vra ek vir U. Jy kan dit 1000 keer op 'n dag vra. Maar 'n sonde wat jy bely, mag jy net een keer bely. En ek gaan vanmôre vir jou sê, jy mag dit net een keer bely. Want as jy dit meer en meer doen, dan of vertrou jy nie die Here dat hy jou vergewe het nie, of jy hak net vas by jouself, en die Here sê vir jou, my kind, kom vry. Los hierdie klip wat jou in die see intrek. Los hierdie ding wat jou moeg maak. Los hierdie ding wat jou die hele tyd wil vasmaak. God sê vir jou, ek het dit vergeet. Ek het gekies om dit te vergeet. Ek het jou vergewe. Dis verby. Ek dink nie weer daaraan nie. Leef vry daarvan. Leef nuut. Dis natuurlik nie waar van 'n sonde waarmee jy volhard nie. As jy aanhou om dieselfde sonde te doen en jy sê die Here moet jou vergewe, dan verstaan jy nie iets van die grootheid van God nie, want ons kan nie met hom pingpong speel of dink ons kan hom, daar's so 'n woord wat sê ons kan hom bluff. Ons kan vir hom iets probeer voorgee en dan sê ons vir hom, Here, ek is so jammer, maar hier in my hart is ek eintlik nog met hierdie donker, duistere, diep goed besig nie. Jy moet nie 'n sonde voor die Here bely as daar nie opregtheid in jou hart is nie. Ek kan nie nou vir die Here sê, Here, ek is jammer en ek hou aan om dit te doen nie. Dis die sonde wat vergewe word nie. En dis nie waaroor vanmôre se preek regtig gaan nie. Ons praat nie vanmôre oor verkeerde goed in jou lewe nie. Vanmôre wil ek vir u aanmoedig en ons sluit af. Ek wil jou aanmoedig om vry te lewe van die bagasie van sonde wat daar in jou lewe was. Dat is jy jou sonde, jou foute, jou tekortkoming na die Here toe gevat het. Maak nie saak hoe aaklig of hoe lelik daardie geraamte in die kas was nie. Die ergste ding wat ons seker op aarde aan iemand kan doen is om hulle dood te gemaak het. Om iemand fisies aan te gerand het, seer te gemaak het. En die Here sê die dag wanneer jy tot bekering kom, en al is daardie persoon dood, en jy sien, dis die verskil in die konsekwensies van, die gevolge van ons optrede. As jy iemand doodgemaak het, kan jy hulle nie weer lewendig maak nie. En daardie mense gaan vir altyd hartseer wees oor die misdaad wat jy gepleeg het, as jy iemand doodgemaak het. Maar God sê, voor hom is jy soos iemand wat dit nie gedoen het nie. Hy vergewe jou, en hy maak jou skoon, en hy maak jou nuut, sodat jy kan nuut lewe. So jy hoef nie meer bekommerd te wees oor die Mariana Trench, en hy diepste gedeelte, en jou sondes is daaronder, dis weg, jy moet nie 'n droom hê om so toe te gaan nie, jy wil dit nie weer sien nie, jy hoef nie weer daaroor te praat nie. Van God se kant af is dit afgehandel, klaar betaal, uitgesorteer. Leef jy nuut en vry. Kom ons bid saam. Here, wie is 'n God soos U? En hier in Micha 7 sê vir ons, die vraag word gevra, wie is 'n God soos U? En dan weet ons, daar is nie iemand soos U nie. U is die enigste God wat vergewe. Here, ek bid vanmôre vir elkeen wat hier is, en as hier vanmôre iemand is wat nog nie heeltemal hulle hele toevlug na U toe geneem het nie, en nog iewers sit met iets in die verlede, dat hulle werklik sal verstaan wie U is. Dat daardie bondeltjie vanmôre neergesit sal word, en dat hulle sal skoon was met U bloed. Here, vir elkeen wat vanmôre hier is, wat al lank al U vergifnis gekry het, en nog steeds onthou, kom bid ek dat hulle vanmôre losgemaak sal word, dat U daardie kabel sal knip wat hulle aftrek. Dat hulle in U totaal vry sal wees, en vry sal word, en vry sal lewe. Daar is nie nog 'n God soos U nie, dat U self hierdie straf op ons sonde kom dra het. Dat U nie vir altyd vir my kwaad bly nie, maar dat U my in liefde teen U vasdruk. Dankie vir die genade en die vryspraak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Kom ons gaan nie die dankoffer opneem nie, né? Dis by die deure, sê ek reg. Ek dink is 283. 286. (286) 286, asseblief. Kom ons sing lied 286 as ons slotlied. Ons sing dit staande. En daarna gaan ek die seën uitspreek. Ons sing ook die seënbede. En dan kan u die kerkgebou verlaat. Daar is koffie en tee, sê ek reg? Daar is koffie en tee, so u hoef nie so haastig te wees vanmôre nie. Kom ons staan vir lied 286. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees is met elke een van u. Amen.